is Thys van Sail en hierdie is 'n Wins of Verlies. Die program waar ons dinge bespreek wat jou sak raak. En natuurlik vandag gesels ons oor 'n lekker onderwerp, karre. En by my vandag het ons vir Rudy Mulder, die eienaar van 'n motorhandelaar in Pretoria. En Willie Jooste, die uitvoerende hoof van Drive.co.za. Baie dankie Thys. Welkom julle ook hoor. Maar ek wil net vir julle sê vandag, ons gesels 'n bietjie karre. Natuurlik, jy weet, dit is julle agtergrond en daar's 'n klomp ouens daar buite wat love it om karre te gesels. Soos byvoorbeeld as jy nou kyk na German Precision, is dit amper asof jy 'n PhD het. As jy byvoorbeeld kyk na Amerikaanse voertuie, is dit absolute muscle. En as jy byvoorbeeld dan nou kyk na die Chinese produk, dan kyk jy na extended 10 jaar tipe van warranty met 'n sunroof. Okay, so eenvoudig is dit. So ons gaan 'n bietjie lekker chat het oor die industrie as sulk ook. Maar ja, Rudy, kom ons begin 'n bietjie by jou. JC Otto, waar kom julle vandaan? Wat is julle? Wie is julle? Ons is so 20 jaar in Pretoria, voor die tyd in die Oos-Kaap gewees. So ons doen net gebruikte voertuie. Ek kan hier en daar nuwe voertuie aanskaf, maar meerendeels maar net gebruikte voertuie. Gebruikte voertuie. Ja. Willie, Drive, wat 'n konsep. Vertel ons 'n bietjie meer. Ons sê die Netflix van voertuie, so jy besit nooit 'n voertuig nie en ja, jy het dis 'n subskripsie. Alles ingesluit en elke 2 jaar ry 'n nuwe kar. Wil jy ons begin sommer 'n bietjie by jou. 5,2% is natuurlik die BBP se toevoeging, jy weet, van voertuie in Suid-Afrika. Maar as ons byvoorbeeld nou kyk so wat die ekonomie nou lyk, jy weet in laaste jare wat was dit baie goed geweest. Nou met wat soms so weet die ekonomie se uitkyk nou lyk, jy weet met die Midde-Ooste krisis en alles wat ons daarso het. Hoe onder druk is die algemene, kom ons sê, koper van voertuie op hierdie stadium? Hoe sien julle dit? Dit lyk vir my of niemand onder druk is nie. As ek kyk, elke tweede vriend van my ry 'n nuwe voertuig. Ja. En met die nuwe verskillende opsies wat daar bestaan in die mark. Ek glo daar is druk. Ek dink die Midde-Ooste is die dinge wat daar gebeur, daar's heelwat goed wat die eindverbruiker laat besluit of hulle 'n voertuig wil koop. En dieselfde maar met die rentekoerse. Ek dink almal kyk maar en kyk maar wat gaan gebeur met die brandstofpryse. Rudy, na jou kant toe, wat sien julle in die tweedehandse karbedryf? Sien jy mense wat na goedkoper kar toe neig en 'n bietjie kleiner gaan as die ou SUV en bakkie? Wat is julle ervaring? Baie goedkoop karre ja, wel kontantkopers is. Maar karre wat finansierbaar is, sien ek nog steeds die tendens is duurder karre. Ek weet Auto Trader se publikasie vir elke kwartaal wat hulle vrygestel het, gewys weer eens dat tweedehands verkoop Ranger, dan Hilux, dan is die Polos, Polo Vivos, Fortuners en dan is die Swift wat nie baie goed doen. En dan C-klas Mercedes'e. So die tendens ding nog op die oomblik is dat huurkoopvoertuie kyk die mense nog tweedehands na weet 'n duurder tipe produk. Ja. En daar's 'n groter besparing op hom. Ja, dit sin maak. Wil jy net aan jou kant toe, omtrent 70% van Suid-Afrikaners spandeer op hierdie stadium 500 000 minder aan 'n voertuig. Dink jy is 'n bietjie daai era van waar die ouens bietjie minder afbeweeg van prestige voertuie soos byvoorbeeld Amerikaanse voertuie, kom ons sê maar Europese voertuie en kyk nou na al hierdie oorloop van winskoopies waar jy meer waarde kry dalk vir rand? Dis 'n geval van 5 jaar, 6 jaar terug het jy in 'n miljoen rand se voertuig gesit. En dan, jy kan sien is 'n miljoen rand se voertuig. Deesdae sit jy in 'n 300 000 rand se voertuig en hy het presies dieselfde kwaliteite as hy 'n miljoen rand se voertuig en hy's leerafwerking, die tegnologie is daar. So ja, definitief. Okay, nou sit ons met 'n voertuig wat 'n bietjie van 'n beter waardeproposisie op papier het en natuurlik beter geprys is. So ons sit met byvoorbeeld 'n 5 jaar of selfs 'n 10 jaar waarborg op die voertuig, jy weet unlimited kilometers, jy weet, en dan sit jy byvoorbeeld dan met al hierdie tegnologie in die voertuig. Dink jy nie maar baie van hierdie goeders in julle ondervinding is dalk maar 'n klein bietjie bells and whistles net om die voertuie basies weet verkoop te kry, of dink jy daar's werklik waarde in hierdie voertuie? Soos 1 uit 5 voertuie wat nou tans in die mark verkoop is 'n Chinese voertuig. En ek dink ja, ek dink daar's baie wat voor lê. Ek sou nie verbaas wees as dit 2 uit 5 voertuie gaan wees in die nabye toekoms nie. As hy Rudy na jou kant toe, as jy byvoorbeeld iemand op jou vloer kry tipies, is hulle baie meer gedrewe, jy weet, op die kapitale bedrag tot kwaliteit of die maandelikse paaiement, neem hulle dit nog in ag, jy weet, kan jy daadwerklik agterkom, daar's mense wat eintlik 'n begroting doen voordat hulle eintlik 'n voertuig koop, of koop hulle maar nog steeds uit by die hart? Ja, hulle kyk nog obviously na paaimente, rentekoerse, so hy sy begroting, maar baie keer kry hulle met skemas wat hulle kan nuwe voertuie koop. Wat natuurlik dit makliker maak om 'n nuwe voertuig te bekom vir 'n paaiement wat jy op dit 'n baie goedkoper tweedehandse voertuig kon koop het. So dit maak dit moeilik in die tweedehandse kant. Wil jy na jou kant toe weer?
As 'n mens kyk byvoorbeeld na finansieringsopsies teenoor wat julle doen byvoorbeeld is nie 'n rente nie, is amper maar soos 'n lease of soos 'n subskripsie, maar vandag se tyd met rentekoerse en waartoe dit moontlik op pad is. Want ek bedoel ons nie inflasie onder beheer kry nie in plaas van dat ons basies weet vir kom ons sê rentekoersverlagings kan kry, Suid-Afrika op risiko om selfs al verhogings te kan kry. Daai tendens in Suid-Afrika, wat sou jy sê hoe speel dit uit teenoor om dalk eerder te wil lease of dan nou basies weer die game te speel rondom rentekoersfinansiering? As jy om 'n braai gestaan het so 'n paar jaar terug, het almal altyd gepraat dat afbetaalde kar is die beste kar. As mens na die data kyk, die gemiddelde ou finansiere voertuig vir langer as 72 maande. En so by tussen 50 en 60 maande begin ruil hulle dan eers hulle voertuig in. So hulle besit eintlik nooit die voertuig nie. So ons model het ons dit meer vereenvoudig. Daar's nie 'n rentekoers, jy hoef nie te bekommerd te wees oor 'n rentekoers 'n verhoging. Jy hoef nie te bekommerd te wees oor die onderhoud van 'n voertuig nie. Maar ja, die tendens is definitief ouens die kliënt daar buite finansiere voertuig vir baie langer as wat dit in die verlede was. Is dit dalk 'n moontlike toekoms, jy weet van kom ons sê bekombaarheid, finansiering, jy weet dat jy 'n motor eerder op baie manier sal wou gekoop het, want ek bedoel is my maintenance ingesluit is, my bande is ingesluit, my korttermyn is ingesluit. Jy weet dis amper 'n turnkey solution, jy weet af sulk. Jy weet as wat ek byvoorbeeld na al hierdie ander elemente moet gaan kyk, soos rentekoersverhoging, self korttermynversekering, self bande, maintenance, daai van goeders. Kan jy dalk sien dat dit dalk 'n toekomstige groot rolspeler kan word? Ons is kort op 'n lake. Dit raak baie die aanvraag raak groot. Gewil. So Rudy, hier na jou kant toe. So met ander woorde in die verlede as jy 'n buurman nou wil beïndruk dan koop jy nou maar vir jou kom ons sê nou maar German engineering tipe van Mercedes-Benz of BMW wat ook al die geval mag wees. Maar deesdae as jy met 'n gewone Chinese voertuig aankom, dan enigste iemand wat jy beïndruk is natuurlik jy weet jou boekhouer. So dink jy die badge maak nog steeds 'n baie groot verskil in die tweedehandse spasie veral of nie regtig nie? Kliënte wat altyd hulle handelsmerk voertuie gery het, hulle sal nog steeds daar bly. Die nuwe kliënte wat deurkom, hulle sal nou kyk, jonger kliënte, hulle sal kyk na die Chinese want hy bied so baie daai bakkie vir die geld wat jy kry. So daar is waarde in hom. Waar tweedehands sal die ouer kliënt sal gewoonlik eerder maar 'n ouer Hilux koop. Great. Moet nêrens heen gaan nie, net hierna gesels ons oor die invloed van Chinese voertuie op die Suid-Afrikaanse motorbedryf. Kyk na wins of verlies en ek en my gaste Rudy Mulder en Willie Jooste gesels oor 'n lekker onderwerp, karkoop. Alright manne, kom ons gaan maar net aan. Jy weet, so kom ons gesels al 'n klein bietjie oor Chinese voertuie en natuurlik die impak wat dit kan maak oor ons algemene, kom ons sê net maar eers splinter nuwe voertuie en tweedehandse voertuie. Ek dink ja, wil jy net teruggaan na jou toe. Hoe groot impak dink jy kan die Chinese tipe van voertuigbedryf in Suid-Afrika maak? As mens nou kyk, as jy vat 1 uit 5 voertuie wat verkoop in Suid-Afrika is 'n Chinese voertuig. 3 jaar terug was daar so 6 Chinese fabrikate in die land. Daar's nou 22 met nog 10 wat op pad is. So ek dink of dit goed is, weet ek nie, maar hulle is hier. As ons 'n bietjie terugdink, Japaneese voertuie soos byvoorbeeld die Toyota. Jy weet dis 'n baie betroubare voertuig, maar ek weet vir 'n feit Japaneese en Chinese voertuie like mekaar glad nie baie nie. Jy weet en ons gaan nie 'n stad daar aanbring van India af nie. Maar die verwarring op die name, is dit nie partykeer jy weet veral vir verkoopsmanne, jy weet 'n ding om te verduidelik nie. Absoluut. Ek 'n storie, een van my kollegas ons het 'n delegasie van Japan af gehad wat by ons kom kuier het en hy het so hard probeer om hulle nou te impress. Toe stap hy na die Japaneese toe en een van die senior amptenare toe groet hy die Japanees toe sê hy nie jou. En al die Japaneese het so vir hom gestaan en kyk en hy moes eintlik gesê konnichiwa. Hy moes in Japanees en ja, hulle is baie lief vir mekaar as ek so daarna kyk. So. Ja, daai verwarring is maar net nie aanvaarbaar nie, en punt. Jy weet hulle het maar hulle trots op. Ry terug aan jou toe, sien jy eintlik regtig waar 'n verskil veral van die tweede voertuig van die tweedehandse voertuigbedryf. Sien jy enigstens 'n verskil wat ook beweeg na Chinese voertuie toe of is daar nog nie so groot invloed, jy weet wat hy nou al die tweedehandse voertuigbedryf se vloere wat sal volmaak nie. Alhoewel hierdie groot waarborge gee van 10 jaar, dink ek die mense nog eers die produk
dit vertrou en dan gaan hulle definitief begin kyk daarna. En tweedehands is daar ook 'n te klein verskil omdat hulle nou eers 'n paar jaar in die mark is. Is die verskil te klein van groot van te groot van nuut na tweedehands. So ek dink die kliënt gaan eerder dan vir die nuwe opsie want daar's beter pakkette wat hulle aanbied oor termyne en balloonpaaiemente en sulke tipe van goed. Wil jy teruggaan na jou toe? Sou jy byvoorbeeld sê die Chinese voertuie wat nou so kom ons sê nou maar hier instroom in Suid-Afrika, en jy moet hom vergelyk byvoorbeeld met 'n kom ons sê nou maar 'n Duitse voertuig maak of 'n Amerikaanse voertuig maak of selfs Suzuki tot 'n groot mate. Jy weet so, hoe sou jy die vergelyking maak? Kom hulle eintlik nou al naby, jy weet die kom ons sê half die performance van die voertuie of dink jy dis amper nog 'n ampere bloudruk in werking want baie van hierdie voertuie lyk asof dit amper gekopieer is, jy weet van 'n Duitse voertuig of Amerikaanse of 'n Europese voertuig. Dink jy hulle kom regtig vir dieselfde waarde kom hulle by die ding? In terme van tegnologie, ek dink hulle is enigstens agter met tegnologie nie, maar ek dink wat Rudy sê is belangrik, die vertroue. Is dit daar? Maar kyk terug na die 70s toe was die Toyota verwys, ons ouers het na verwys het as Jap scrap. En toe was dit Ford voor en agter. En as jy nou vandag kyk, as ek vir jou moet sê betroubaarheid, waaraan dink jy? Dan dink jy aan 'n Toyota en dis daar ook 'n Suzuki. So die Chinese is nog nie daar nie. Gaan hulle daar uitkom? Dit is moontlik. Is sal byvoorbeeld 'n ding sou kom dat hulle voertuie sal moes terugroep as gevolg van wat hulle dalk te veel produseer te vinnig. Dink jy dit kan nogal die mark omkrap? Jy weet in Suid-Afrika sulk, want ons het nou weer gesien Toyota het 'n klompie voertuie teruggeroep, maar dit maak nie eintlik 'n impak op Toyota se dan herverkope of weer verkope enigsins nie. Maar as jy byvoorbeeld een van hierdie Chinese voertuie moet kry wat gaan teruggeroep word, dink jy dit sal 'n impak maak? 'n Recall is 'n algemene ding. Ja. As jy 'n Toyota ry en dan sal jy e-pos kry van die fabriek af wat sê daar's 'n recall. En daai is gewoonlik net 'n kom ons sê 'n klein verandering aan die ontwerp van die voertuig en hulle maak eintlik maar net seker dat daar nie iets fout gaan nie. Of dit nou met die Chinese, daar is tans recalls wat gebeur daar en dis alledaagse ding, so ek sou nie bekommerd wees oor. Okay. Net weer terug na jou toe, prysgewys. Hoe gefokus is hulle in die tweedehandse karbedryf, jy weet die verbruiker, rondom prys? Of is dit maar weer eens, hulle is bereid om byvoorbeeld meer vir 'n tweedehandse Toyota te betaal as byvoorbeeld 'n tweedehandse Ford? So is daar so 'n sensitiwiteit sentiment wat prys ook vir jou dryf? Hulle sal teen 'n premie koop want hulle weet die herverkoopwaarde is daar. So hy betaal nou duur om in die mark te kom die eerste keer en daarna is dit net makliker want jy weet jy kry goeie waarde terug. So jou gaping tussen wat jy het en wat jy moet betaal vir die van 'n voertuig is baie klein. So jy kan half jou paaiement gewys in die mark bly en met snaakse tipe karre dan ander of maak wat as jy ken die Chinese dalk nou is dit nog moeilik want die gapings raak groot. Ek het in my bedryf al gesien dat kliënte wat die karre 'n jaar of 2 het, dan sit ons met groot tekorte of wat hulle skuld en wat die kar eintlik werd is. So die tendens is nog bietjie weet meeste goed het Toyota betaal die mense mal oor boekwaardes, maar die Chinese is nou nog nie daar nie. Nee, daar nie. Sou byvoorbeeld jou groot Duitse vervaardigers soos byvoorbeeld BMW of die Mercedes hulle self onttrek uit Suid-Afrika uit as gevolg van kom ons sê vervaardigingskostes en 'n klompie dinge wat 'n rol speel. Donald Trump wat dalk weer aggressiewer kan word rondom jy weet die trade en die goedjies wat rondom dit gaan en obviously daai beladings wat saam met dit gaan en 'n klompie ander elemente. Dink jy dit sal die Duitse tipe van voertuig 'n mark seermaak veral in die tweedehandse segment, jy weet van voertuie? Wat dink jy kan die impak wees? Ek dink nie hulle gaan noodwendig die land verlaat nie, ek glo nie. Maar ek dink daar gaan baie lekker goed gebeur. Ek dink die ouens gaan bietjie huiswerk doen hoe hulle pryse, hoe hulle teen die Chinese kan kompeteer. Dink ja, dis nie net Suid-Afrika wat hulle bevloed, jy weet, met hierdie voertuie nie. Maar as 'n mens byvoorbeeld kyk, kan hulle dit volhou? Is dit nommer 1 volhoubaar om hierdie hoeveelheid van voertuie uit te rol teenoor byvoorbeeld, jy weet wat Mercedes doen, BMW ensovoorts, ander wat so 'n groot name, jy weet binne in Suid-Afrika. En hoe lyk daai statistieke gewys, jy weet, gewys van byvoorbeeld Mercedes se verkope per jaar? As ek nou uit die heup uit kan skiet, so 50,000 voertuie per jaar verkoop. Ek dink hulle sukkel nou om 5,000 te doen. Kyk in China self, hulle noem dit amper soos begrafplase vir voertuie, waar nuwe voertuie, byvoorbeeld die BYD, Build Your Dreams fabrikaat, staan daar duisende voertuie wat splinternuut is, wat al staan vir 'n jaar of 2 of 3. So
Ek dink hulle gaan ophou met die vervaardiging nie, waartoe daai voertuie gestuur gaan word en wat met dit gaan gebeur is 'n ander vraag. As ons maar basies weet daarin van high quantities, jy weet, en dan low quality. Jy weet wat dit kan veroorsaak as jy mooi daarna gaan kyk, want as jy byvoorbeeld soveel karre het wat net staan, sekerlik, jy weet, 'n voertuig wat staan is nie 'n voertuig wat sy kwaliteit gaan hou nie. Nee, hy gaan definitief nie hou nie. Ja. Ek sien dit ook met van hulle met voertuie wat van die oorsee kom wat met skip kom. Baie van hulle kry die oppervlak roes en 'n ding wat nou lank gaan staan veral in China waar dit by kusvlak is, jy weet, gaan dit definitief 'n probleem hê op hoe hulle voorbereiding moet wees vir die voertuie wat so lank gaan staan. As jy bly ingeskakel, want net hierna deel ons praktiese wenke om jou te help voor jy jou volgende spokwa koop. Ons gaan dinge nou regtig prakties vir julle maak. Ek, Rudy en Willie gaan nou kyk na alles wat jy moet oorweeg voor jy jou volgende voertuig koop. Ek het ook syfers saamgestel wat wys hoeveel jou motor jou regtig kan kos oor 'n periode van 5 jaar. Dat zijn manne, so kom ons raak 'n bietjie prakties met mekaar. Jy weet, ons sal nie nader mekaar skuif nie, maar ons gaan prakties raak, right? Ek het hierso so 4 voertuie bymekaar gestel. Ek het 'n Toyota Corolla Cross gevat, ek het 'n VW T-Cross gevat, ek het natuurlik Cherry gevat. Ek wil net vinnig stop op 'n Cherry, jy weet, net vir die pan vir die leeu's. Hulle is een van die leeu's se borge. Baie dankie manne, ons waardeer julle baie. Hou net die bord daar en stoot hom dalk 'n bietjie op ook. Maar natuurlik dan het ons ook vir Ford Territory wat ons ook al bygesit het. So kom ons kyk 'n bietjie na die beginprys. Min of meer dieselfde, so in die omgewing van 400 tot 350.000. Die paaiemente min of meer baie dieselfde. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Brandstofgebruik, ek dink is baie belangrik en natuurlik die waarde op risiko is ook baie belangrik wat ons 'n bietjie aan gaan raak en dan natuurlik totale 5 jaar koste. Maar net om daar vinnig uit te sonder, byvoorbeeld as ons gaan kyk na 'n Ford Territory, so totale koste teenoor die ander voertuie, is dit 'n klein bietjie hoër, net soos wat ons byvoorbeeld gaan kyk na Toyota of selfs VW. Maar dis waar die totale gesprek so ver gegaan het vandag, was juist om te sê, ja, jy kry 'n goedkoper voertuig beskikbaar met dieselfde tipe van waarde of wat so bells en whistles, lekker goedjies wat ingebou is, maar hy werk jou goedkoper uit. Jy weet, oor die langtermyn, byvoorbeeld nou soos 5 jaar. Dink jy mense gaan laterhand onder druk omdat hulle gefokus gaan wees op hierdie tipe van goederes wat jy fisies petrolprys gaan uitwerk per liter, waar jy fisies gaan kyk, jy weet, wat is my paaiementverskil tussen een maak, soos byvoorbeeld Japaneese maak teenoor Chinese maak, en natuurlik rentekoerse wat saam met dit speel, vaste koerse, nie vaste koerse nie. Wat dink jy, Rudy? Kom ons begin by jou. Ek het selfs kliënte gehad wat wanneer die ekonome sê dat die koerse gaan afkom, wat wel op 'n vaste koers nog steeds wil teken. Want hulle wil presies sien wat hulle per maand gaan spandeer. So sy vat byvoorbeeld 'n diensplan by, 'n ekstra waarborg by, want sy dit is die bedrag wat sy gaan spandeer vir die volgende 3 of 4 jaar wanneer sy die voertuig ry of hy die voertuig ry. Dink jy die tweedehandse koper is meer verantwoordelik as jou nuwe koopkar? Jy weet, met ander woorde, die persoon is opgewonde, ek het 'n nuwe voertuig, ek koop hom uit die boks uit, ek kry alles wat saam met dit gaan teenoor die ou wat die tweedehandse kar koop. Dink jy hy is meer verantwoordelik as die ou wat net eenvoudig wil gaan koop? Ja, definitief. Want dis wat ek aflei van die antwoord. Ja. Tegnologies gewys, hybrid voertuie, jy weet, as dit kom ook en elektriese voertuie. Hoe ver is Suid-Afrika van daar af? Jy weet, om byvoorbeeld te sê die brandstofvoertuig, jy weet, laat hy byvoorbeeld 20 tot 30%, 1/3 minder op die pad sal wees. Hoe ver dink jy is ons van daar af? Ek dink diesel gaan nog 'n hele rukkie hier bly. In terme is hulle van ons normale brandstof, hulle praat van ICE, is internal combustion engines, waar jou EV voertuie, vol EV voertuie, byvoorbeeld BYD het 'n kontrak met Eskom aangegaan waar hulle infrastruktuur gaan bou reg oor Suid-Afrika. In terme van die EV en die hybrids wat jy kry, van daai goed is 3-4 kilos op 'n liter. Dit is fenomenale brandstof of energieverbruik. So ek dink daar is 'n toekoms, maar die infrastruktuur is belangrik as dit kom by vol elektries. Ja, as jy jou voertuig gaan vol charge, as ek die woord kan gebruik, charge, wat is jou koste min of meer? Het jy enige idee? Jy weet wat so charge wat som jou per prys per liter kan uitwerk of per kilometer? Ek dink dit R500 op 250 betaal op 2 afsonderlike gevalle op dieselfde dag, maar bloot net vir my vrees. En ek het 400 kilos op die
stelsels op die battery gekry. So in vergelyking wat brandstof sê seker naby aan R1000 vir 'n soortgelyke tank betaal het. So daar is 'n voordeel, maar ek het hom nie genoeg getoets om vir jou te kan sê ek is oortuig nie. Sou jy byvoorbeeld as jy geleentheid kon gekry het, jy weet, oorskuif van 'n petrolgedrewe voertuig na 'n elektriese voertuig? Nee, Nog nie daar nie. nee, Ja. nog nie daar nie. Maar wat is jou grootste bekommernisse rakende dit? Is dit maar ook maar die afsetpunte, die gemak, jy weet dat jy gewoond is wat jy het, jy weet daai tipe van goed, wat is dit? Met batterye wat 'n 10 jaar lewenswaarborg gekry het. Wat gebeur as jy naby aan daai 10 jaar kom om jou kar te inruil? So dit is ek dink daai tyd wanneer jy daar kom, dan gaan dit definitief 'n groot impak maak op watter prys jy aangebied word. Ja, maak nogal sin, nee. Ja. Ek dink dit is 'n baie goeie punt daai as jy byvoorbeeld 'n petrolgedrewe voertuig vat oor 10 jaar se depresiasie teenoor 'n elektriese voertuig wat byvoorbeeld 'n waarborg het van 10 jaar, jy weet op daai battery, en dan sal hy seker maar half moet vervang word na 10 jaar, of is dit dan maar net soos 'n ou maar 'n gewone engine sou vervang het 'n 10 jaar voertuig wat eintlik dan nou ridiculous is want hy hou baie langer is dit. Hoe sien jy daai, Willie? Dit is iets wat almal nog hoor kopkrap en veral die tweedehandse handelaars, die ouens veral as jy een op jou voorstoep kom en jy moet nou 'n prys maak op hom, dan is jy baie onseker en ek het al baie kliënte gehoor kla wat hy sê nee wat hy vir sy tweedehandse elektriese of vir sy elektriese voertuig gekry het in die tweedehandse mark. Julle wat by Drive is, wat is julle uitkyk vir die volgende 2 tot 3 jaar? Jy weet, veral met julle konsep, want dit is baie uniek. So ons het heeltemal gefokus op die beginsel van 'n voertuig is nie 'n bate nie. Kliënte in deesdae se mark 99% van ouens betaal nie hulle voertuie af nie. So ons is regtig gefokus om die eindverbruiker kundig te maak al buite dat jy kan elke 2 jaar 'n nuwe voertuig ry. Jy hoef nie te worry oor jou rentekoerse nie. Jy hoef nie te worry oor versekering wat opgaan nie. En ja, die onderhoud van die voertuig. Ek dink dis baie belangrik. Ek dink net 'n laaste vraag voordat ons julle groep natuurlik is, kom ons begin sommer by Rudy. Jy weet, wat is die grootste fout wat mense nog steeds maak as dit kom by 'n voertuig aankoop? Hulle koop vir iemand anders. Hulle wil wys hulle het ergens iets bereik. So nou is daar skemas wat dit aanbied, soos balloonpaaiemente en langer termyne. Nou op daai balloonpaaiement betaal jy net die rente vir daai bedrag. Jy betaal glad nie die besparing wat jy eintlik per maand kry is dis die kapitaal wat jy op daai bedrag so afbetaal het. Ja. So nou moet jy in plaas van 3 jaar moet jy dalk 4-5 jaar ry om uit daai voertuig uit te kom. En dit is waar mense die foute maak. Hulle koop iets eintlik bo hulle vermoë omdat die pakket dit aanbied. Okay, korrek. En dan het hulle in die toekoms 'n probleem. Dit is baie interessant. En van jou kant af, Willie? Twee goed, moenie Indië weggooi nie Ja. en 'n voertuig is nie 'n bate nie. Ja. En baie dankie dat julle saam gekyk het. Ons sien julle weer volgende keer net hier op Wins of Verlies.